Hartlike goeiemôre. Ja, julle kan sommer sien, dit lyk sommer so 'n bietjie donker en ek sit nie op die stoel waar ek moet sit nie, want ons is al van gisteroggend af sonder krag hier in Brakpan. Lekker man, lekker. Maar nietemin, Jesus is Christus, hy is koning en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. Wat se dag is hierdie vandag? Petroldag, nee, maak seker jy kry jou petrol. Ons gaan nie toelaat dat 'n bietjie krag ons petrol gaan kom steel nie. Ons is nog steeds opgewonde in Jesus Christus. Hy is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En weer eens, my naam is Dani Gerber en ons gaan vandag bietjie gesels oor jy moet my met respek behandel. Is dit nie maar hoe ons is nie, nee. Jy moet my met respek behandel. Hoekom? Want ek is ouer as jy, ek is groter as jy, nou nie groter soos 'n langer nie, maar ek het 'n beter pos, ek het 'n beter werk, so jy moet my met respek behandel, en ek kan jou maar behandel soos ek wil. Nee, dit werk nie so nie. Die woord van God leer ons ook, dat ons mekaar moet respekteer, of met mekaar behandel met goeie dinge, nee. Maar kom ons gaan lees bietjie daar in Lukas 6, hier vanaf verse 31. Hy sê, en soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. So met ander woorde, as ek wil hê mense moet my respekteer, mense moet my met respek behandel, dan moet ek presies dieselfde doen teenoor hulle. En ek kan nie net respek wil toon aan die van wie ek hou nie. Ek moet respek betoon aan ieder en elke ene. Hoekom? Want dit is 'n kind van God. Die Here het elkeen gemaak in sy weë. So hoe kan ek party sleg wil behandel en party wil ek mooi behandel? Ons moet versigtig wees. Hoor wat sê vers 32. En as julle die lief het wat vir julle lief het, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat hulle lief het. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. My boetie en sussie, ons moet baie versigtig wees as ons praat van, man, jy moet my respekteer, want ek sê so. Nee, dit is twee kante hierdie, ons moet mekaar respekteer. Amen. En dan die volgende gedeelte is daar Matteus 25 vanaf vers 35 en hy sê vir ons hierso, want ek het honger gehad en julle het my te eet gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my 'n herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en u drinke gegee? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of u in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. So met ander woorde, wanneer ons lelik is met iemand anderste, is ons eintlik lelik met die Here. Oeps, eina, nee. So kom ons kyk ons is versigtig oor hierdie respek. Weet jy moet my respek toon, want ek is beter as jy. Pas op daarvoor, want wat ons doen ons aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir vandag. Here, dankie vir u goedheid, u guns en u genade. Here, al het ons nie krag nie, al sit ons in die donker, Here, weet ons, u is die lig van hierdie wêreld. Here, seën hierdie woord, seën ieder en elkeen wat dit hoor vandag, en dit moet uitleef en dit oefen. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie. Onthou, gaan kry jou petrol. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.